Môre, môre, môre. Hoop julle het lekker geslaap en dat julle wakker is. Hoop jy het al die gordyne oopgedraai vir môre, dat jy die son kan sien inkom in jou kamer in. En dan weet julle mos nou, soos die son elke oggend opkom en elke aand ondergaan, so getrou is ons hemelse Vader, wat vir ons al hierdie tye in sy hande vashou. Kan julle glo, dis Vrydag, dis die laaste dag van die week. En mag julle uitsien na hierdie laaste dag en ook dan so 'n bietjie gaan rus. Is lekker om altyd so 'n bietjie saam met jou mense te wees na so 'n week en gebruik dit en geniet mekaar, koester mekaar. Nou ek wil vanoggend vir julle 'n interessante vers lees en dit staan in Titus 2 vers 2. Daar sê Paulus vir Titus hierdie wyse woorde, sê vir die ouer mans, hulle moet nugter wees, eerbaar, verstandig, gesond en vas in die geloof, liefde en volharding. Nou ek kan nie eintlik sê hoeveel keer in my lewe ek al deur hierdie boek gelees het nie. En vanoggend was dit die eerste keer wat ek die woord gesond in hierdie vers raak gelees het. Hy sê hier, sê vir die ouer mans, hulle moet al hierdie dinge wees, en dan sê hy ook gesond. En dit het my teruggevat na Prediker 11 toe. Ek onthou in vers 10 staan daar, hou kommer uit jou hart en vermy wat jou liggaam kan kwaad doen. Jy weet julle, deesdae is 'n gesonde leefstyl mos nou hoog op die lys van mense se prioriteite. Die groot getalle lede van gimnasiums en aantal kookboeke wat vir ons gesonde eetgewoontes wys, is eintlik maar sprekende bewyse dat die wêreld vandag amper 'n manie begin kry het oor gesond word, of gesond wees, of gesond bly, kan ek ou maar eerder sê. En dis natuurlik mos 'n goeie ding. Ek meen, ons kan mos net nooit genoeg bewus wees van watter wonderlike gawe goeie gesondheid eintlik is nie. As jy nou daaraan dink, sê die statistieke vir ons dat 3 uit elke 10 mense aan depressie ly. Dat 8 uit 10 mense in een of ander tyd in hulle lewe een of ander vorm van 'n groot siekte sal ontwikkel. En dan besef 'n ou dat die woord, die Bybel, wanneer dit praat van gesondheid, dan is dit eintlik 'n groot gawe. En wat nog is, God wil graag hê ons moet gesond wees. Ons is mos nou sy beelddraers, ons liggame is sy tempel. Ons sal mos nou vir hom 'n gesonde liggaam en gees wil gee. Maar weet julle, almal is nie gesond nie. En dikwels is dit ook nie aan mense se eie skuld nie. Ons moet die grootste deernis en begrip vir mense hê, en ons moet bystand verleen. En wat ons eie gesondheid ook dan betref, moet ek en jy die Here elke dag dank vir die wonderlike gawe wat ons het daarin as ons so gesond is. En mag Johannes se groetwoorde dan ook aan Gaius vir jou en my van toepassing wees. Hoor wat sê hy vir Gaius in 3 Johannes 1 vers 2. O liewe Gaius, ek hoop dat jy gesond is en dat dit in alle opsigte so goed gaan met jou as wat dit geestelik met jou gaan. So daar's daarom 2 vorme van gesond wees. Jy kry 'n liggaamlike gesondheid en jy kry dan ook 'n geestelike een. Ek dink daarom die skrif sê ook vir ons, die geestelike gesondheid van 'n mens is baie belangriker as die liggaam. So mag ek en jy, as ons al 2 het, hoe bevoorreg is ons, maar as ek en jy een van die 2 het, koester dit en hou vas daaraan. Want as jou liggaam gebreke het, maar jou gees is gesond, dan is jy een van die geseënstes van almal. Want die Here gee op die einde van die dag baie meer om oor jou geestelike gesondheid as oor enigiets anders. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons. Here, ek kom bid vanmôre vir mense wat gesondheid nastreef. Ek vra dat ek vanmôre sal dink aan mense wat nie die voorregte van goeie gesondheid kan geniet nie. Kom help mense om by daai omstandighede aan te pas. Help hulle om groot nut te vind in dit wat hulle wel kan vermag.
en mag dit hulle deur en hulle kaartjie na hulle eie gesondheid wees. O Here, help ons ook om mense geestelik by te staan, dat hulle geestelik gesond sal wees. Ek vra en bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. Baie dankie julle, dit was weer eens 'n heerlike week saam met julle gewees. Ek hoop julle geniet die naweek. Ons praat volgende week weer. Totsiens.